in ons westerse kultuur is dit so dat as ons eet, dan doen ons dit om ons honger te stil. Hoofsaaklik as ons eet, is dit omdat dit etensiteit is en ons is honger. Maar in die wêreld van die Midde-Ooste was eet heeltemal iets anders, selfs vandag nog. Dit was 'n verhoudingsgebeure. As 'n mens saam brood geëet het, was dit 'n verklaring, 'n bepaling van 'n verbondsverhouding. Om saam met mense te eet is genoem 'n tafelgemeenskap. Wat beteken dit dat die mense wat nou saam eet, gestaan het in 'n verbondssolidariteit met mekaar. Om saam met iemand brood te breek, het beteken dat jy betrokke was in iemand se lewe, om mekaar te beskerm, om daar te wees vir mekaar in tye van nood. Om saam met iemand te eet het gesê, ek vertrou jou, en ek sal altyd getrou aan jou wees, al is jy nie hier nie. Om saam met iemand te eet het beteken, jy vier en deel iemand se sukses en se vreugde, maar jy sal ook saam met iemand staan in hulle mislukkings, in die foute wat hulle maak, om die skandes wat hulle oorkom. So eet was in daardie tyd 'n baie groot ding. Dit was 'n verklaring van vriendskap. Dit het gesê, ek deel my lewe met jou. Jy is 'n deelgenoot, jy is 'n kameraad, ons is saam op pad. En met dit in ag geneem, beteken dit nogal dat in hierdie kultuur jy nogal versigtig was met wie jy aan die tafel sit. As saam eet dan so intense verklaring is van vriendskap, dan het beteken as jy nie saam met iemand eet nie, dit 'n absolute groot belediging was. As jy geweier het om saam met iemand te eet, veral as jy genooi is, was 'n klap in die gesig, was amper 'n verklaring van oorlog. Maar vir Jesus, wat saam met tollenaars eet, was nie 'n sosiale fout of 'n slegte oordeel van sy kant af nie. Iets wat hy in onkunde gefouteer het nie. Nee, dit was nie 'n struikel van iemand nuut in die wêreld van politieke godsdienst nie. Nee, dit was berekend. Hy het met opset, doelgerig, intentioneel, aspres hierdie publieke optrede gekies om 'n duidelike boodskap na vore te bring. So sterk dat niemand dit kan misverstaan nie. Hy het aangekondig, hy het verklaar dat hy 'n vriend was van tollenaars en sondaars. Hy het dit in die openbaar gedoen, omdat hy geweet het om te eet saam met sulke persone was essensieel en nodig vir sy taak hier op aarde en om sy Vader te openbaar. Die mense wat hier teenwoordig was in die openbare plek waar Jesus hulle geëet het, hulle het nog nie die sending van Jesus verstaan nie. Hulle kon dit op geen manier begryp nie. Maar wat nou hier plaasgevind het, gemeet in alle standaarde, was Jesus besig gewees om sosiale selfmoord te pleeg. Deur op 'n tafel te sit en brood te eet met die mees verwerplike siele ooit. Jesus se reputasie is eintlik daarmee heen. Sy geloofwaardigheid is daarmee heen. Wat betref sy mense in Galilea en verder. Met dit wat Jesus hier gedoen het, het hy self eintlik sy sending gekelder, nog voordat dit ordentlik begin het. Wat elkeen wat hom gesien het of gehoor het, sou dit beskou as die grootste skande ooit. Want niemand sou dit eers kon bedink dat 'n mens tafelgemeenskap kan hê met grootste verraaiers van jou eie mense. So Jesus het homself in die voet geskiet. Hy het die ondenkbare, die onvergeefbare sosiale misdaad gepleeg. Van nou af sal mense, selfs in die dorpie, na Jesus kyk met afskuw. Want Jesus het 'n bespotting gemaak van die wet en die kultuur. En dit was totaal en al sosiaal onaanvaarbaar. So wat die plaasgevind het, dit was amper soos 'n ongeluk gewees.
Mense kom saam, drom saam, om hierdie ongeluk te aanskou. Hoe 'n belowende rabbi sal in 'n oomblik sy hele loopbaan vernietig en agterna die mense gegaan en vir hulle vriende gaan vertel van hierdie onbegryplike, onnadenkende, hartseer ding wat gebeur het. En hulle sou steeds sê, hy het geëet saam met tollenaars en saam met sondaars. Hierdie woorde sou op menigte se monde gewees het. In die markplek, daar by die hawe, daar waar vis geval is. So mense met mekaar daaroor praat. Daar waar hulle die nette reggemaak, daar waar die herders skape opgepas het, daar saans by die etes, in klein meisies, so mense vir mekaar hierdie stories vertel het. Van Jesus, die verraaier. Dit sou die sappigste kinderstorie gewees het in dekades. En dit sou ver gegaan het. Nie net in Galilea en in Judea nie, nee, dit sou ver verby Jerusalem gegaan het. Baie ver gegaan het. Maar Jesus maak 'n publieke punt om te sit in 'n tafelgemeenskap met hierdie mens. Hy aanvaar hulle en hy trek 'n streep deur die idee dat hy onrein sal word as hy saam met hierdie mense sit, as hy naby aan hulle is. Jesus het verklaar, deur saam met hulle aan die tafel te sit, ek gaan julle nie etiketeer nie. Ek aanvaar elkeen van julle net soos wat julle is. Ek beskou julle nie soos wat die res van die samelewing doen. Julle is nie honde nie. Dit is soos wat hulle genoem is. Hulle is mense. Jesus verklaar dat hy in solidariteit met hulle staan. Hy het verklaar dat hy in 'n verbond van vriendskap met hulle staan. Jesus het daar gesit omdat hy dit gekies het. Hy het hulle aanvaar, ondanks hulle skande, ondanks hulle verwerping, ondanks die feit dat hulle gehaat word deur almal rondom hulle. Jesus het by hulle gesit en so diep betrokke geraak in hulle lewe en ingekom agter hulle maskers van selfhaat en skande. Jesus se handeling van aanvaarding het gesê, ek sien jou diepste donkerte, maar ek staan saam met jou. Ek is vir jou, ek kies vir jou. Jesus was maar net die soekende liefde van God, wat hulle hier kom ontmoet het by die etenstafel. Het hulle kom ontmoet in hulle diepste donkerste en het verklaar dat hy hulle lief het, net soos hulle is. Ek verklaar dat hulle vergewe is en dat hulle geroep is tot 'n nuwe lewe in verbintenis met hom. Dit was net liefde. Deur saam met hulle te sit, het Jesus eenvoudig gesê dat hy enigiets sal doen, enige iets sal betaal om hulle toe te vou in sy liefde, net daar waar hulle is. So, by hierdie tafel het 'n groot omruiling plaasgevind. Jesus het hulle skande gevat, hierdie skande van verraaiers wat die Torah versaak het, en hy het dit omgeruil met vergifnis en volle aanvaarding van God, omdat God hulle gevind het, en kies om in 'n vriendskapsverbond met hulle te leef. Jesus se teenwoordigheid aan die tafel het gesê, God is met julle, julle sondes is vergewe. Dit is wat daar gebeur het. So ja, in hierdie openbare handeling van Jesus het Jesus gekies om verneder te word. Hy het gekies dat 'n skandaal sou ontketen, wat nie sommer ooit weg sou gaan. En hierdie openbare skandaal was 'n baie groot gebeurtenis gewees in die storie van Jesus, want dit sou uiteindelik lei tot die algehele verwerking van Jesus en sy boodskap deur die heersers van die tempeldiens, want hulle sou hom stil maak deur hom te laat kruisig. Maar Jesus het hierdie tafelgemeenskap gehad met hierdie onaanvaarbare, met hierdie honde. En daarmee het hy net gewys dat hy op pad is, sy bloed te stort deur die kruisiging, omdat hy ons donkerte gekies het om
deel daarvan te word, mens te word, in te stap in ons gemors. Hy word ons sonde, en hy sterf as ons, en hy staan op uit die dood, verklaar dat die mensheid volkome vergewe is, verklaar dat God se liefde nie die ewigheid kan ingaan sonder jou en my nie. Dis wat Jesus hier doen, te geëet het, saam met die tollenaars en die sondaars. Van hierdie gebeurtenis af het die Fariseërs vir Jesus dopgehou soos 'n valk. Elke daad wat hy sou doen, is veroordeel, is gediskrediteer. Alles wat hy gesê het, was veroordeel en sou saam oploop in 'n beplanning om hom finale die weg te ren. En so, oor 'n tyd heen, het die tempeldiens boewe gekry waarvoor hulle gesoek het. En hierdie gebeurtenis was een van die grootes. Ja, die Fariseërs was daarom beide verheug, maar ook gewalg in wat hulle gesien het daar in daai openbare ruimte toe Jesus saam met die tollenaars en sondaars geëet het. Net die gedagte om te eet saam met 'n tollenaar was om te sit saam met 'n vark in sy gemors. Hulle was woedend gewees dat die een wat sou beweer dat die woorde van God gespreek het, ons sou bevind het in hierdie tafelgemeenskap met hierdie rotte van die samelewing. En dan doen jy dit nog in 'n partytjie waar mense hardop lag. Hulle het geen skaamte, geen respek, maar baie belangrik, hulle het hom uitgevang in sy mees skandelike handeling ooit. En hulle sou dit bly gebruik om alles wat hy sê af te breek, want 'n profeet van God sal nooit saam met 'n tollenaar eet. En so het die Fariseërs hierdie nuus algedra, ver en wyd, en dit na al die godsdienstige leiers geneem, en gesê, hy is 'n vriend van tollenaars en sondaars. Hierdie woord vriend dra swaar aan verbondsidees van liefde, en hy staan in solidariteit by iemand, kom wat wil. Hierdie tollenaars was verward. Hulle kon nie glo wat gebeur het nie. Al wat hulle kon doen was om sy liefde en aanvaarding te aanvaar en die partytjie te geniet. Jesus was in elk geval die enigste persoon wat hulle ooit ontmoet het, wat hulle nie verafskuw het nie, nie verwerp het nie, nie gedreig het nie. Jesus was die beliggaaming van liefde, wat hulle uitgesoek het, om sy lewe vir hulle neer te lê. En al wat hy gedoen het was eenvoudig om hulle te nooi om sy vertroue en sy aanvaarding, sy liefde, hulle eie te maak. Wat hy het uitgereik na hulle in hulle wêreld, daar waar hulle veroordeel was en gehaat was. En nou kon hulle net hierdie gawe van aanvaarding omhels. So, voordat Jesus enige woord gesê het, net deur wat hy gedoen het hy totale chaos veroorsaak in die omstanders se denke. Wat hy het elke reël gebreek, waar volgens die kultuur geleef het. Ek glo, daar het soveel vrae opgeduik in al die gedagtes van hierdie godsdienstige leiers, en almal wat dit gade geslaan het in die ronde. Kan dit wees dat die ware God in solidariteit staan met die randfigure, die weggooi mense, die verwerptes in die samelewing? En as hy vir hulle is, dan is hy ook mos vir alle ander mense. Die ware God, wat hemel en aarde geskaap het, hou hy van mense? Was die ware God tog nie ook betrokke by mense buite die tempel en sy handelinge?